voorbeelde wat Paulus nou self uitspel. Nou kyk julle of julle kan hierdie patroon wat hy gee herken. Efesiërs 4 vers 28. As iemand 'n dief is, sê nou, jy's 'n ou wat van die kantoor se goed huis toe dra, wat nie joune is. Sê nou, jy vat maar 'n plantjie in die park waar jy nie mag plantjies pluk nie. Sê nou, jy vat geld by die werk wat nie joune is nie. Kyk, dis die essensie van steel. Ek vat iets wat aan iemand anders behoort vir myself. Is dit nie? Is ek reg? Ja. As iemand 'n dief is, moet hy ophou steel. Sterf daaraan. Sterf daaraan. Natuurlik. Hy moet in die plek daarvan deur harde werk op 'n eerbare manier self in sy lewensonderhoud voorsien, sodat hy iets kan hê om vir die armes te gee. Ek weet julle wil nie hoor wat hier staan nie, maar kom ek sê dit vir julle. Nuwe lewe is om te werk, dat ek geld het om armes te help mee versorg. Nie net vir myself nie. Julle kan gaan lees van die begin van Genesis af tot by Openbaring, eers dit oral skry. Die nuwe lewe is nie meer 'n selfgerigte lewe nie. Die nuwe lewe is om te sorg vir hulle wat swaar kry. En dis wat Paulus hier sê, hy sê ouens, om te sterf beteken dat ek daai manier van lewe wat ek goed vatte vir myself wil hê, dat ek net aan sterf. Ek is 'n lijk. Ek kan en wil dit nie meer doen nie. En dan moet jy opstaan. En jy moet werk sodat jy geld het om die armes mee te versorg. Hoor julle dit? Sterf aan steel, vervang dit met verdien geld dat jy die armes kan help versorg. Dis vervanging. Dis vervanging. Dis wanneer ek opstaan in 'n nuwe lewe, dat ek die nuwe lewe leef. En dis wanneer ek dit doen dat jy sal beleef, elke keer wat jy hierdie ding gaan doen en jouself reken as iemand wat gesterf het en opgestaan het, en elke keer wie jy dan opstaan in hierdie nuwe lewe, sê jy weet, ek lewe die nuwe lewe.